Saterdag, middag 4:00, hou ons iets waar ek baie opgewonde is. En ek het vir julle 'n video saamgebring van wat in hierdie gemeente gebeur het op 1978. Kyk bietjie hierso. Op 1978 was daar 'n kaskar resies in Kazania Laan. Pa en seun het saam 'n kaskar gebou. Mamma hardloop langs aan. Daar is Frans Kraus. Daar is Dominee MG. Daar is Dominee MG. En die kom het. Max Verstappen. Daar gaan Hamilton. So die kerk sit nou net daarso. Noodstop. So ons gaan dieselfde doen. Op die 4de Maart, 4:00 die middag, gaan ons weer hier in Kazania Laan af. Nie met kaskarre nie, want ons weet julle paas kan nie meer kaskarre bou nie. Met trollies, winkeltrollies, Spar se beste trollies, gaan ons hier af. So as jy wil deelneem, kontak asseblief vir Kate Swanepoel. Dis 'n familieaktiwiteit, 'n gesinsaktiwiteit. Die 4de Maart 4:00. Dan daai aand, asof ons nie genoeg al dit geniet het nie, hou ons maartmalligheid. Dis ons gemeente se geniet, lag, verskeidenheidsaand. 7:00 hier in die saal. As jy 'n item wil lewer, jy en jou gesin, laat weet vir Linda asseblief. As jy net wil bywoon, laat weet ons, jy is baie welkom vir maartmalligheid. En dan die Sondagoggend 9:00 hou ons nagmaal 'n groot feesdiens hier in die kerkgebou. En na die tyd nooi ons jou uit vir 'n lekker spitbraai ete. Al wat jy hoef te doen vir die spitbraai ete is jy moet ook net jou naam op die lys skryf. Dit kan jy weer eens doen net hier buite die kerkkantoor tussen die twee eredienste, of deur die week kan jy net vir Nikkie laat weet as jy daai spitbraai wil bywoon. Vanaand 6:00 hou ons tieners leefkerk. Vanaand gaan ons bietjie gesels net so voor Valentynsdag oor teleurstellings. En want ons almal word teleurgestel. Jy word nie gekies vir die span nie. Hierdie vriend of vriendin maak jou seer en al daai goedjies. So vanaand 6:00 is die hoërskooltieners baie welkom. Net hier agter in die konsistorie, ons gesels oor teleurstellings. Vanaf môre aand skop ons ook af met ons week van gebed. So jy is baie welkom Maandag, Dinsdag en Woensdag aand in die kerkgebou. Dominee MG gaan vir ons lei daarmee. En ons gaan gesels spesifiek oor dankbaarheid. Môre aand dankbaarheid begin by lewensoorgawe. Dinsdag dankbaarheid word sigbaar in 'n lewe gevul met liefde. Woensdag dankbaarheid word hoorbaar in ons gebede. Jy is welkom, kom soos wat jy is, 7:00 Maandag, Dinsdag en Woensdag aand in die kerkgebou. Ek dink is eintlik nou 'n goeie tyd vir die jaar. Die jaar het so vinnig begin. Dalk kan 'n week van gebed en gebed jou help om weer te reset, om weer te herfokus, om weer te besef waaroor dit eintlik gaan. Dan baie belangrik ook net om van kennis te neem, volgende Sondag begin ons 9:00. Jy mag steeds 8:30 opdaag, maar volgende Sondag begin ons 9:00 en die rede daarvoor is, dit is volgende Sondag die belydenisaflegging, voorstelling. Ons is baie opgewonde oor hierdie 13 matrieks wat volgende Sondag kom en hulle gaan sê ja. Hulle gaan sê ons bely ons geloof, ons kies om na al hierdie jare 'n pad met God en geloof te stap. So asseblief, dit is 'n hoogtepunt vir my, weet ek, in hierdie kinders se lewe. Dis 'n hoogtepunt vir my persoonlik. Kyk of jy hier kan wees volgende Sondagoggend 9:00. Daai kinders se name is in geen spesifieke volgorde nie. Dis maar net die 2 meisies eerste en die 11 seuns na hulle. Maar kom asseblief volgende Sondag 9:00, daar's net een erediens en na die erediens is ons weer in die saal. In die saal vir ietsie geniet. Dan vanoggend gaan ons bietjie praat oor woorde. En woorde het waarde. Woorde het waarde. Woorde kan mense ophelp en inspireer.
'n cricketspeler kan beter doen as mense vir hom of haar aanmoedig en bemoedig. Maar woordjies kan ook baie seer maak. So vanoggend wil ek al die maatjies nooi, want ons vriendin, die wyse meis, ek het gehoor wyse meis se van is Vlok, kuier hierso. So kom nader al die maatjies en ons kyk wat sê wyse meis en die maatjies vanoggend. Ons gaan net hier kyk na hierdie kant toe. OK, ons wag nog vir 'n paar maatjies. Jo, julle is lekker baie vanoggend. Julle is lekker baie. OK. Ek wil dalk net gou nog ietsie vir julle maatjies sê, baie belangrik. As ons klaar met die poppekas is, dan wil ons sê julle moet teruggaan na pappa en mamma toe, want ons wil vanoggend hê julle moet saam met ons sing. OK. En as die ooms klaar gesing is en tannie Linda, dan kan julle kleuterkerk toe gaan. OK. So hierna gaan julle eers terug na mamma en pappa toe. Julle is vir ons so belangrik, ons wil nie sonder julle sing nie. OK. So na dit terug pappa en mamma toe, dan na die ooms gesing het, dan gaan ons kleuterkerk toe. OK, maar kom ons kyk, is wysmeis hier vanoggend of is wysmeis op load shedding? Wysmeis? Hallo Bella. Wat gaan aan met jou vanmôre? Hoe lyk jy dan so hartseer? Jy behoort te weet, Bella. Ek? Hoe moet ek nou weet hoekom jy kwaad is? Want dit is alles jou skuld. O, aarde. Wat het ek gedoen? Lyk my jy gee regtig nie om nie. Heel, kom nou. Sê nou net vir my asseblief, wat kan so erg wees? Ek het my speltoets gedryf. Kyk hier. 2 uit 10. En dis alles jou skuld. Dis nogals erg. Maar my skuld? Hoekom? Jy het seker nie eers geleer nie. Ek het probeer, maar toe het jy mos gesê ek moenie worry nie, want jy sal die middag na my toe kom en my die woorde kom vra. Onthou jy dit, Bella? En om alles te kroon, jy het beloof op jou eereware woord. Ook nog. O, Gatsgeel. Ek het skoon vergeet. En ek het beloof. Ooh, wat gaan hier aan? Môre, maats. Ek hoor is Bella en Geel hier vanmôre. Geel, Bella, waaroor gesels julle twee so? Ons gesels oor mense wat hulle beloftes breek, né, Bella? Ai, Geel, ek is so jammer. Ek het Geel beloof ek sou hom sy spelwoorde vir die toets vra. Maar toe vergeet ek en toe dop Geel sy toets. Ooh, aarde. Ai, Geel, ek is jammer om dit te hoor. En Bella, ek is jammer jy het jou belofte nie nagekom nie. Maar weet julle, ai, dis oukei. Ons almal maak tog foute. Weet julle, dit laat my nou onthou van die stukkie in Matteus, dat wanneer ons iets beloof, dat ons dit altyd moet nakom. Ons kan nie net ja sê vir iets en dit nie doen nie. Ons sê ook baie keer 'n mens moet jou woord hou. So, ons moet ons beloftes nakom, want die Bybel sê so. So Bella, volgende keer moenie iets beloof as jy dit nie kan nakom nie. Maar weet julle, die Bybel leer ons ook om te vergewe. Nee, Geel? Bella is regtig baie jammer. So jy kan haar maar vergewe, of hoe? Ja, ek is baie jammer, Geel. En ek sal vanaf dink voordat ek net sommer iets beloof. Vergewe my asseblief. Ag ja, julle is reg. Dis oukei. Juffrou sal my seker nog 'n kans gee.
En ek sal vir jou ook nog 'n kans gee. Bella, ek vergewe jou. Jippie! Dankie Giel, dankie wysmeis. So daar het julle dit maatjies. As ons iets beloof, moet ons dit altyd nakom. As ons ja sê vir iets, moet ons ja wees. En as ons nee sê, moet ons nee wees. So ek hoop julle almal onthou dit hierdie week. Totsiens! Bye. Goeiemôre. Ons gaan begin met Ek is bly ek ken vir Jesus, 'n lekker kindersong, maar dit geld net soveel vir ons as kinders van die Here. Al is ons 5 of 55 of 85, ons bly nog steeds, elkeen van ons is nog steeds die Here se gunsteling kind. So kom ons staan. Ek is bly ek ken vir Jesus, ek is bly ek is sy kind, en ek bly my hele lewe aan die Here vasgebind. Ek is bly ek het 'n Bybel wat ek elke dag kan lees. Kinders van die Here het niks om voor bang te wees. Ja, kinders van die Here het niks om voor bang te wees. Ek is bly ek ken vir Jesus, ek is bly ek is sy kind, en ek ken my hele lewe aan die Here vasgebind. Ek is bly ek het 'n Bybel wat ek elke dag kan lees. Kinders van die Here het niks om voor bang te wees. Ja, kinders van die Here het niks om voor bang te wees. Kom laat ons in die môre in die aand kom laat ons door die son opkom, alles wat awesome is, loof die Here. Verander, breek uit ons loof die Heer. Kom laat ons in die môre, in die aand kom laat ons door die son opkom, alles wat awesome is, in die môre. Voor
laat ons sing in die môre. Sing in die aandkom, laat ons sing tot die son opkom, alles wat asem en sing. Sing in die môre, sing in die aandkom, laat ons sing tot die son opkom, alles wat asem en sing. Loof die Heer. Here I am, humbled by your majesty, covered by your grace so free. And here I am, knowing I'm a sinful man, covered by the blood of the Lamb. And now I've found the greatest love of all is mine, since you laid down your life, the greatest sacrifice. Majesty, majesty, your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand. We're singing majesty, we're singing majesty. Forever I am changed by your love, in the presence of your majesty. Here I am, humbled by the love that you give, forgiven so that I can forgive. And here I stand, knowing that I'm your desire, sanctified by glory and fire. And now I've found the greatest love of all is mine, since you laid down your life, the greatest sacrifice. Majesty, majesty, your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hands. We're singing majesty, we're singing majesty. Forever I'm changed by your love, in the presence of your majesty. Majesty, majesty. Forever I am changed by your love, in the beauty of your majesty. Majesty. Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed
flowing from your grace that I found in you. And Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the blood eternal love that you give me. And Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Julle kan maar sit. Die kleuterkerk maatjies, julle kan saam met Tannie Candice en al haar kinders vandag. As Candice aanbied, weet ons kleuterkerk is al reeds vol. Julle kan net hier agter haar aanstap. Die maatjies gaan presies dieselfde boodskap doen as wat ek vir pappa en mamma nou gaan vertel. Net so onder die cricketkolf. Al die maatjies vir kleuterkerk. Hulle is net hier in die bushuisie by mekaar. Dit is lieflik warm daar binne. Mamma kan 'n paar kilos verloor en Boetie kan fokus. Ons lees vanoggend nog steeds uit die bergrede uit. En ek het 'n paar weke terug toe ons begin met die bergrede gesê, die bergrede nooi ons uit na 'n nuwe manier van wees en leef wat genesing en seën bring in 'n ou en stikkende wêreld. Dis eintlik wat Matteus 5 tot 7 vir ons mee wil help. En vanoggend se teks is niks anders nie. En ons lees vanoggend uit Matteus 5 vers 21 tot 37. Matteus 5 vers 21. Julle het gehoor dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie, en elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad, en wie hom uitskel vir 'n idioot is strafbaar met die helse vuur. As jy dus jou gawe na die altaar toe bring, en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het,
Laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe. As iemand 'n regsaak teen jou begin, kom betyds tot 'n skikking, solank jy nog saam met hom op pad hof toe is, sodat hy jou nie voor die regter bring en die regter jou aan die polisie oorgee en jou in die tronk sit nie. Dit verseker ek jou, jy sal sekerlik nie daar uitkom voordat jy die laaste sent betaal het nie. Vers 27. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie egbreek pleeg nie. Maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. As jou regteroog jou laat struikel, haal hom uit en gooi hom van jou af weg. Want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan, as dat jou hele liggaam in die hel gegooi word. Of as jou regterhand jou laat struikel, kap hom af en gooi hom van jou af weg. Want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan, as dat jou hele liggaam in die hel beland. Daar is gesê, elkeen wat van sy vrou skei, moet aan haar 'n skeibrief gee. Maar ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor oorspel, maak dat sy egbreek pleeg. En iemand wat met 'n geskeide vrou trou, pleeg ook egbreek. Vers 33. Verder het julle gehoor dat daar van die oudheid af aan mense gesê is, jy mag nie jou eed verbreek nie, en 'n eed in die naam van die Here moet jy nakom. Maar ek sê vir julle, moet glad nie 'n eed aflê nie. Nie by die hemel nie, want dit is die troon van God, nie by die aarde nie, want dis die rusplek vir sy voete, nie by Jerusalem nie, want dis die stad van die groot koning. Jy moet ook nie jou kop op die spel plaas as jy 'n eed aflê nie, want jy kan nie een haar wit of swart maak nie. Laat julle ja eenvoudig ja wees en julle nee, nee. Wat meer gesê word as dit, kom van die bose. Ons gaan vanoggend net tot daartoe lees uit die bergrede. Een cricketkolf is 'n wonderlike ding. Jy kan 'n loopbaan maak as jy weet hoe om dit te gebruik. Jy kan baie geld maak as jy weet hoe om dit te gebruik. Jy kan baie mense baie gelukkig maak as jy weet hoe om dit te gebruik. As jy weet wat om te maak met die opslagballe, met die volballe, as jy weet hoe, kan jy eintlik baie mooi goed doen met hierdie cricketkolf. Maar 'n cricketkolf kan ook 'n baie gevaarlike ding wees, as jy nie weet hoe om dit te gebruik nie. Vra vir my, ek persoonlik het al gebal, iemand het die bal reguit teruggeslaan en ek het my kakebeen gebreek. Ek sukkel met vang, maar 'n cricketkolf kan baie gevaarlik wees. Ek onthou, ek was lank in 'n koshuis en die prefekte se wapen van keuse vir dissipline was altyd 'n cricketkolf, want dit los nie 'n merk soos 'n ander wapen of 'n lat of iets nie. Die kolf maak baie seer, maar dit los nie 'n merk nie. Ek weet nie eens hoekom ek dit vir julle vertel nie. Ek dink nogals die Bybel kan ook soos 'n kolf mooi aangewend word. Die Bybel kan jou help om jou lewe reg te rig en te bestuur. Die Bybel kan jou help om die opslagballe van die lewe te trotseer. Dit kan jou help goeie goed doen. Maar ongelukkig is die Bybel dikwels ook al gebruik om mense mee seer te maak. Om mense mee te slaan, te kap, te gooi, te veroordeel. En ek dink dit was nooit God se bedoeling nie. Vir jou wat hierdie teks vanoggend lees en dalk dink aan jou eie egskeiding of huwelik, of wat dink aan wat die kerk dikwels vir jou al gesê het oor wat jy mag eet of nie mag eet nie, of moet dra of nie moet dra nie, of wat die kerk vir jou sê, of mense in die woord van die Bybel vir jou sê oor verslawing, of wat ook al, ek is jammer. Ek is jammer want ek glo die Bybel was nie vir daai doel geskryf nie. Die Bybel was geskryf as 'n boek om jou lewe te help rig en te bestuur,
nie om mense seer te maak en uit te byt nie. Dit wat hier staan oor die huwelik is in 'n baie spesifieke konteks. Dit kan nie net so as 'n swart en wit boek letterlik op die lewe toegepas word nie. Ek glo dit nie. Wat ons vanoggend lees, gaan egter oor verhoudings. En soos Matteus 5-7 gaan dit oor die hart van die verhoudings. Voordat jy vir jou broer kwaad raak, gaan dit ook eintlik oor wat hier binne aan die gang is. Voordat jy iemand wil doodmaak, gaan dit oor wat hier binne aan die gang is. Die huwelik gaan ook oor eintlik wat hier binne aan die gang is. Die teks wat ons gelees het van die derde gebod, as ook die 9de gebod, en herinterpreteer dit in vandag se lewe. Die teks is op soek na verhoudings van liefde, betroubaarheid en omgee. Eintlik gaan die teks wat ons gelees het oor 3 verhoudings. Dit gaan oor die verhouding met jou broer, of jou naaste, die verhouding met jou vrou, en die verhouding van waarheid en trou. Maar in hierdie verhoudings gaan dit oor reëls. Want in enige verhouding is daar grense en reëls. 'n Verhouding sonder grense en reëls is ongesond. Enige verhouding bestaan uit moets en moenies. En soos julle nou sal weet, het ons verskillende maniere van die reëls interpreteer. Eerstens kry jy die reëlmakers. Dis die mense wat die reël maak en die reël daar sit. Dan kry jy die mense wat die reëls nakom. 'n derde groep is jy kry die reëlbrekers. En 'n vierde groep, jy kry die reëlomseilers. Kom ons vat die verkeerspolisie as 'n voorbeeld. Die reëlmakers is die speedkop wat daar sit en wegkruip agter 'n bos. Ek sien hulle nie in die stad nie, nog nie. Dan kry jy die reëlnakommers. 60 is 60, so ek ry nou 60. Ek het nie die bordjie gesien nie, so ek neem aan dis 120. 80 is 80, daar is die reëlnakommers. Dan kry jy daai mense wat so al voel, maar as my speedometer sê 120, dan kan ek mos eintlik so al 130 ry, want hulle gaan dit meet bietjie laer. Of die mense wat weet, as ek nou van hier af Kaap toe ry, nog voor die tolhek, dan kan ek maar ry. Maar daar by Plet, in Nysna en Wildernis moet ek stadig ry. Net na Hartenbos kan ek weer vinnig ry, daar sit die speedkopsie. Dit is die reël, ek wil amper sê die reëlbrekers of die reëlomseilers. Hier aan die einde van die jaar met belastingtyd weet ons ook wie is die reëlnakommers, die reëlbrekers en die reëlomseilers. Maar dan lees ons hier aan die einde van hierdie teks iets waarby ek vanoggend wil stil staan. Nie die huwelik nie, nie die moord nie, maar hierdie ding van 'n eed aflê. In vers 34 het ons gelees, ons moenie 'n eed aflê nie, nie by die aarde nie, want dis die rusplek vir sy voete, nie by Jerusalem nie, want dis die stad van die groot koning. Jy moenie jou kop op die spel plaas as jy 'n eed aflê nie, want jy kan nie een haar wit of swart maak nie. En dan hierdie bekende stukkie in die Bybel. Laat jou ja eenvoudig ja wees en jou nee nee. The Message vertaal dit as just say yes and no. When you manipulate words to get your own way, you go wrong. Die mense in daai tyd het geglo dat as ek vir jou iets sê, dan gee ek meer gewig aan die woorde as ek vir jou sê, ek sweer voor die Here, dan gee dit meer gewig. Ek hoor dit nou nog baie dikwels by tieners, veral as ek met hulle werk, soos wat sê, ek sweer op my ma se lewe, of ek sweer voor hierdie, of ek sit my hand op die Bybel. Maar ek dink Jesus voer hier met die mense 'n beginsel argument. Jesus kom sê hier vir hulle, jou woord is jou woord. Alle woorde is ewe gewigtig en ewe bindend. Alle ooreenkomste is ewe gewigtig en ewe bindend. Wat vir my so opval is ons sukkel dikwels hiermee, laat julle nee eenvoudig nee wees.
Laat ek gou hoor, wie in julle gesin, familie, wie sukkel met die woordjie nee? Wie sê moeilik nee? Laat ek sien. Wie sê moeilik nee? Dis sy. Dis gewoonlik die een vir wie jy vra om die ketel aan te sit. Dis die een wat jy vra om vir jou hierdie te koop by die winkel. Dis die een wat jy heeltyd uitbuit. Ek hoor nou die dag van iemand wat sê, sy vrou sê so baie nee, hy dink al sy het pikkewynkoors, want sy sê net, Die Bybel sê, jy mag nee sê. Eintlik voel ek die Bybel sê, jy moet nee sê. Ek en jy moet nee sê vir sekere goed in ons lewe. En as ons nee sê, dan is dit nee. Dan is dit nou. Ons mag nee antwoord, ons moet nee antwoord. Jesus het met sy bediening ook vir mense dikwels nee gesê. Hy het in die tempel ingestap, nie gehou van wat hy daar gesien het nie, en hy het gesê nee, dit werk nie so nie. By sy tuisdorp in Jerusalem of Nasaret het hulle hom wou hom doodmaak, en toe sê hy nee, en toe stap hy weg. Jesus kon ook nie almal tevrede stel nie, ons gaan ook nie almal tevrede kan stel nie. Jy mag nee sê, jy moet nee sê, maar as jy nee sê, dan is dit nee. Die teenoorgestelde is ook waar, as jy ja sê, dan is dit ja. Jou woord is jou woord. Alle ooreenkomste is ewe gewigtig en ewe bindend. Hoe klink dit in ons taal? As jy 'n huiskontrak teken van R2 miljoen, dan is dit bindend. Jy's vas, jy het 'n kontrak geteken, dis jou woord. Maar daai huiskoopkontrak van R2 miljoen is net so bindend soos die R200,000 se kontrak wat jy het vir jou motor wat jy gekoop het. En daai R200,000 se kontrak is net so bindend soos die huweliksbeloftes wat jy gemaak het. En dis net so bindend soos daai belofte wat jy gemaak het waar jy sê, pappa sal vanmiddag die gras sny. Dis net so bindend soos die ja wat jy gesê het toe mamma sê, mamma sal daar wees as die skool uitkom. Dis net so bindend soos wanneer jy vir jou kind sê, ek sal môre aand vir jou 'n storie lees. Ek sal die skottelgoed was. Ek sal vir jou beloon as jy hierdie punt kry. Ek sal vir jou lief wees. Jou woord is jou woord. Of dit nou gaan oor R2 miljoen, of R2, of 20 sent, of die 2 vuilkoppies in die wasbak. Laat jou ja, ja wees, en jou nee, nee. Dis nie nodig dat jy belofte taal moet gebruik nie. Dis nie nodig dat jy sê, ek beloof voor God, ek sal dit vir jou doen nie. Dis nie nodig, jy kan eenvoudig net sê ja, en dan moet dit ja wees. Jou woord is jou woord. Ons sien dit so dikwels in cricket. As 2 ouens saam golf, dit gebeur gewoonlik by die Proteas in 'n wêreldbeker, dan sal die een die bal tot hier slaan, en dan moet hulle besluit, gaan hulle loop die hardloop of gaan hulle nie, en dan sal die een soos wees, ja, nee, ja, nee, en dan is almal uitgehardloop. Gaan kyk maar, dit gebeur. Ek wens eintlik hulle wil dit 'n lese maak. As jy sê ja vir die loopie, dan hardloop jy. Of as jy sê nee, dan bly jy. Jou woord is jou woord. Daar's eintlik 2 uitdagings, 2 uiteenlopende goed hieroor. Jy kan sê, he or she was a man, or he or she was a person of many words, but never a man or woman of his word. Of jy kan sê, he or she was always a person of many words, but always a person of his or her word. Dis of nooit, of altyd. Elke woord van jou en my dra gewig. Ons moet dit nie vergeet nie. Ons sukkel daarmee, ek sukkel daarmee. Ek sê dikwels vir mense, ek bel jou net nou terug, dan bel ek nie terug nie. Dan moet ek liewer net gesê het, luister jy, ek is besig, ek bel jou dalk vanaand terug. Ek sê dikwels vir mense, ek betaal jou môre,
en dan môre is dit 'n lang maand, dan betaal ek eers die dag daarna. Jou woord is jou woord, elke woord dra gewig. Daar's 'n volgende punt wat ek wil aanraak in die teks, maar dit is gegrond in wie ek is en dit is my persoonlike voorkeur. Ek weet ons mag beloftes aflê en ons mag beloftes maak aan mekaar. Maar ek dink eintlik ons moet kies uit nederigheid om dit liewer nie te doen nie. Die teks het my laat nadink oor ons as kinders van God moet stadig wees om te sê ek beloof of ek verklaar. Want beloftes het net waarde as God dit waar maak. Ek sê dit weer, beloftes het net waarde as God dit waar maak. Want dis altyd eerste God se belofte aan ons. En dan glo ek, is dit ons gebed aan mekaar. My persoonlike voorkeur is not to make a lot of promises, but rather to pray a lot of prayers. Ek wil nie rondgang en oral links en regs net sê, ek beloof, ek beloof nie. Ek wil liewer sê, ek bid. Ek bid. Ek glo dit oor die doop. Ek wil nie eintlik hê ouers moet sê, ek beloof om vir altyd hierdie kind hierdie en hierdie groot te maak volgens hierdie beginsels hier. Ek soek eintlik ouers wat net sê, ek bid vir hierdie kind, dat hy of sy sal weet hoe lief God hulle het, en dat God vir my as ouer sal gebruik om hierdie kind groot te maak volgens die bes van my vermoë. Die statistieke sê vir jou 50% van alle paartjies wat sê, voor God in sy gemeente beloof ek liefde en trou vir altyd en in alle omstandighede. Statistiek sê 50% van daai beloftes in hierdie land word verbreek. Ek dink liewerste paartjies moet vir mekaar sê, ek bid vir jou, vir genoeg liefde en genoeg genade, dat die Here by my en by jou sal wees, tot die dood ons skei. Ek bid dat ek sag en mooi met jou sal werk. Volgende Sondag gaan 13 matrieks hier staan, hoop hulle kom al 13, en ek wil nie eintlik hê hulle moet sê, ek beloof hierdie en hierdie goed, hulle moet sê, ek bid en vra vir die Here om met my te wees, want ek weet die afgelope 18 jaar van my lewe was hy met my, en die volgende 18 jaar sal hy ook met my wees. Ek dink, ons moet stadig wees met beloftes. Ons moet liewerste dit gebede maak. A movement from I promise to I pray. Ons moet nederige, huiwerende gebede liewerste gebruik. En daarom, en hiermee sluit ek af, was dit die week vir my dikwels ontstellend, altyd hierdie State of the Nation address, dit ontwrig my, dit ontstel my, want is soveel woorde. Maar dan dink ek terug aan hierdie video wat ek al gebruik het, laas jaar by die week van gebed, wat Chief Justice Mogoeng laat doen het. Toe hy vir hulle sê, ons gaan nou begin, maar nie met woorde nie, met gebede. Kyk gou wat het hier gebeur by hierdie inhuldiging van parlementslede. If you may be seated for a while. It is time for prayer or meditation. But I just thought we needed to be purposeful in embarking on this exercise. I never used to know what to meditate about, what to pray about. So here is the guideline. Our country has challenges. Meditate about the solutions to corruption, to crime, to anything of concern that you have. And for those of us who can pray for solutions. Pray for a better vision, for guidance. Those who are here, those who are at home hearing, let us be very deliberate and intentional about this exercise. It's not a meaningless ritual. If you want to do it sitting, do so. If you want to be standing or in any other position, do so. But it will be for 3 minutes. It's not just a question of start and you don't know when to end.
It will be for 3 minutes. May we do so now in whatever position you are comfortable with. Ons gaan hierdie week as gemeente wil ons eintlik dieselfde doen. Ons hou nie week van belofte nie. Ons hou week van gebed. Maandag, Dinsdag en Woensdag aand 7:00 is jy welkom om te kom bid, om te kom luister, om te kom ervaar. Jou woord is jou woord. My droom is dat mense van ons eendag sal sê, he or she was a person of many words, but always a man or woman of his or her word. Mag elke woord van ons gewig dra. Mag ons ja, ja wees. Mag ons nee, nee wees. En mag die Here vir my en vir jou help om versigtig beloftes te maak en liewers meer gebede te bid. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Here, dankie vir 'n moeilike teks. En ons wil glo dat met hierdie teks is U nie besig om vir ons te slaan of ons te laat sleg voel of skuldig voel nie. Met hierdie teks is U besig om ons lewe te help rig en te bestuur. Here, ons sê soveel woorde elke dag. Ons maak soveel beloftes elke dag. Maar help vir ons, Here, dat hierdie week dat ons liewers minder beloftes maak en meer gebede bid. Dat ons hierdie week, wanneer ons wel ja sê, dat dit werklik waar 'n ja sal wees. En wanneer ons nee sê, mag dit dan nee wees. Dankie Here dat U vir ons help met ons woorde. Maar help ons om ook te onthou, Here, dat U vir ons 2 ore gegee. Dat ons 2 keer soveel kan luister, voordat ons met ons een mond praat. Dankie Here dat U nie vir ons alleen los nie. En dankie dat ons kan weet dat die beloftes in ons lewe word waar, omdat dit U beloftes is. Die beloftes word net waar, omdat U dit waar maak. En dankie vir U belofte van liefde, genade en nabyheid in ons elkeen se lewens en in al ons verhoudings. Ons loof en prys U daarvoor. Amen. Ons gaan afsluit met U is my God, die wat wag op die Here. Kom ons staan. Die wat wag op die redding van die Here, vind hul rus in die skadu van die heilige God. Die Almagtige, ek sal sê, die Here is my vesting. Ja, ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou U grote naam, U wat glo, sal U nooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou U grote naam, U wat glo, sal U nooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou.
God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Halleluja, 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 by God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Halleluja, 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 by God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Is my God, ek vertrou U grote naam, U wat groot, sal U nooit bestaan. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Is my God, ek vertrou U grote naam, U wat groot, sal U nooit bestaan. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Op wie sal ek vertrou? Op U sal ek vertrou. So ek en jy stap nou die nuwe week binne om op ons eie vreemde manier te gaan golf in hierdie wêreld. Die mooi ding van cricket is dat jy het altyd 'n mede-kolwer nodig. Een ou kan nie op sy eie golf nie, daar's 'n ander ou aan die ander kant. My troos vir hierdie week is dat ek en jy golf nie alleen nie. Die Here stap die pad saam met jou. Hy stap saam met jou nou maalruimte toe. Hy klim saam met jou in die motor. Hy gaan maandag saam met jou werk toe. En mag die Here deur sy genade vir jou help en lei dat ons woord hierdie week ons woord sal wees. En mag ons nooit vergeet van sy woord, sy belofte wat sê, ek is lief vir jou, ek is daar vir jou, ek is saam met jou. Amen. Daar is geen ander met ons so verbonden.